Shalom almal en welkom by Mikrot hierdie week. Hierdie Shabbat is ons in Parashat Balak. Dit is 'n baie unieke parasha want dit is die enigste Torah gedeelte in die 5 boeke van Moses wat die term Acharit, die laaste dae, noem. Die profesie van Bileam, sê ons rabbies vir ons, is 'n profesie vir die laaste dae en die eindtye. Nou is die vraag, wat is die wese van hierdie profesie? Hy het gesê, "Ma tovu uhalecha Yaakov mishikenu techa Israel." Al het hy Israel fisies as Jakob gesien, het hy verstaan dat Israel eendag weer opgehef sal word tot die vlak van Israel, en hy praat van die volheid wat sal plaasvind, soos hy self gesê het in die Acharit Hayamim. Maar sien, Bileam was 'n profeet vir die nasies. En daar is 'n groot profesie hier vir die nasies wat niemand moet ignoreer nie. Die Hebreëse woord Israel, die toekoms van wat Bileam sê, begin met die Hebreëse letters Jod en Shin. Die Jod en die Shin, Jessie, as jy hulle omruil, Jod en Shin, Shin en Jod, gee dit vir ons die woord Shai. Shai is 'n geskenk. Dit verwys na die geskenk wat die nasies dan gaan bring wanneer hulle Israel se grootheid erken. Vandag is daar 'n oproep aan die nasies om die sin en oud te verstaan. Wat sê ons rabbis? Die sin en die oud kom van die Hebreëse woord sai. En lo, dit is die woord Shiloh. Shiloh is een van die name van Moses. Dit is 'n beeld en 'n profesie van die toekomstige Moses. Wie is die een wat Shiloh genoem word? Israel word Shiloh genoem. Shiloh, Israel, Jod en Shin is die eerste 2 letters in die naam van Israel. Maar dit is ook die eerste 2 letters in die naam van die Messias. Dit is baie belangrik want daar is 'n waarskuwing vir die nasies. Eer Israel. Anders kan jy nie die Messias van Israel op enige ander manier eer nie. En verder, in die visioen van Jakob, in die Torah self, in Genesis 28, waar jy Jakob se leer sien, sê hy, "Achem yesh Adonai b'makom hazeh." Almal moet hierdie term verstaan. Die term Achem yesh Adonai b'makom hazeh, wat beteken God is op hierdie plek, is gelyk aan daardie 3 letters wat na die Jod en die Shin kom. Reshi, Alef en Lamet. In wese is die naam Rael, wat die laaste 3 letters in die naam van Israel is, gelykstaande aan die getal 231, wat baie belangrik is. Dit is dieselfde uitdrukking as. Die Here is op hierdie plek. Wat is die plek? Israel is die plek. In wese waarsku Bileam die nasies om te kyk na die Jod en die Shin wat die Messias is, wat Israel is, en om te sê, moenie hom verkoop nie, moenie hom onder enige omstandighede verwerp nie, veral nou dat ons in so 'n baie belangrike tyd is. So 'n werklik kritieke tyd vir Israel en die Midde-Ooste. Hy sê, moenie Israel verkoop nie. En in 'n waarheid sien ons ook 'n verwysing in die naam Israel, nie net na die geskenk en die beloning wat die nasie sal ontvang nie, nie net na Jakob se leer nie, maar na wat gesê word sal gebeur, soos dit staan in Genesis hoofstuk 3. Dit sê dat in daardie laaste dae Satan se kop, die slang se kop, iemand sal hê wat op hom trap en sy hak op hom sit en sy kop breek. Wat is die Hebreëse woord vir om die kop van Satan te breek? Dit is die woord Yeshubach. Yeshubach is die woord wat in Genesis gebruik word, wat ook begin met die letter Jod en die letter Shin. Wat beteken dit vir ons? Ons sien in die visioen van Bileam dat Satan in die laaste dae oorwin gaan word.
Dis nommer 1. Nommer 2, ons sien ook dat die nasies geseën sal word en hulle sal in staat wees om op te gaan na Israel reg. Die laaste 3 letters in die naam van Israel. Dit is ons taak vandag. Sal jy die geskenk vir Israel wees? Dis hoekom daar in Jesaja staan dat die heidene 'n heilige geskenk en 'n heilige vat vir die Joodse volk sal wees. Jy sal hierdie Resh Alef Lamed wees wat 'n geskenk is, die Shai, Jod en Shin aan die Joodse volk. Waarvoor wag jy? Kies vandag om jouself in lyn te bring met die God van Israel en deel te wees van hierdie groot vonke wat in hierdie laaste dae opgejaag word. En soos Jakob sê, die Here is beslis in hierdie plek. Jy sal beslis in God se plek wees. Ons wag vir jou. Dit is my groot vir hierdie Shabbat.